Goeiedag geliefdes, kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar, die werk van sy hande nie. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons lees vanoggend saam uit Galasiërs 1, ons gemeentes APK Katoo en Kuruman gaan begin met 'n reeks uit Galasiërs. Ons gaan die hele Mei maand uit Galasiërs uitwerk, ook in die Pinkstertyd, en u is welkom om by ons in te skakel, deur die subscribe knoppie te druk en kennis te kry van enige oplaaie wat daar op die YouTube kanaal sal wees. Ek sal vir ons Bybelstudies oplaai en meer agtergrondsinligting oor Galasiërs gee. Voordat ons lees, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil vanoggend aan U al die lof en die eer bring tot in alle ewigheid. Ons wil vir U dankie sê vir die voorreg om vandag as huisgesin saam te luister na U woord. Ons wil vir U dankie sê vir ma's wat ons vandag kan bederf en vir wie ons op 'n manier kan dankie sê dat hulle so goed vir ons is en vir al die werk wat hulle vir ons onverdiend in ons lewens doen. Kinders ervaar hulle ma's hulle nou help met skoolwerk. Ons beleef hoe ons ma's vir ons kos maak en die huis aan die kant hou ten spyte daarvan dat hulle nog werk en dalk van die huis af werk. Dankie dat U geweet het wat ons nodig het in die lewe. Vader, maar hoe alles het ons U evangelie nodig en ons wil bid dat U Gees dit sal stil maak in ons harte en dat ons sal hoor wat U Gees ons wil sê. Amen. Galasiërs 1, ek gaan vir ons 3 verse lees van vers 15. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig het, ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damaskus. Tot sover ons skriflesing, ons prediking kom dan eintlik uit die hele hoofstuk, maar ons fokus is dan op die 3 verse wat ons gelees het. Geliefdes, baie van u het dit seker net die tyd ervaar, hoe 'n mens terwyl jou kinders by die huis leer, terwyl jy eintlik met tuiskool besig is, hoe jy deur fotostaatpapier en fotostate hardloop. Party ma's sê vir my dat hulle alreeds hier by meer as 600 fotostate moes maak in hierdie tyd van afsondering. So het my drukker se ink in die weke wat verby is opgeraak en ek moes 'n nuwe cartridge koop. Die oorspronklike cartridge was verskriklik duur en ek besluit toe om op Takealot 'n bietjie te gaan soek en daar kry ek toe 'n generiese een. Hier's hy hier by my. Baie goedkoper. Maar wie my, toe ek hom daar in die drukker sit, sê die drukker vir my, dis nie 'n oorspronklike cartridge. Jy moet baie gesukkel het ek om aan die werk gekry, maar die drukker sê nog steeds vir my, daar is nie 'n oorspronklike een daarin. En so is daar in vandag se lewe baie generiese godsdienste wat verkondig word. En dis juis die generiese godsdienst wat vir Paulus so ontstel, as hy hierdie brief skryf aan die 4 kerke in Galasië. As u by die Bybelstudie aansluit, sal u hoor waar hierdie 4 kerke was. Galasië is vandag se Turkye.
maar hy skryf uit die boodskap en hy is so ontstel en hy sê vir hulle in vers 6, ek verwonder my hoe julle so gou afvallig geword het van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het. Jy sien, die Joodse Christene het gekom en hulle het 'n aanval geloods op Paulus in sy persoon en op die evangelie wat hy verkondig en op die wyse wat 'n kind van die Here hierdie evangelie moet uitleef. Vir hulle was die evangelie, moes daar 'n stuk wettisisme ook in die evangelie gewees het. So het hulle, wanneer 'n heiden tot bekering gekom het en Jesus aanvaar het as verlosser en saligmaker, moes hy hom eers laat besny voordat hy hom laat doop. En dan moes hy nog die Joodse feesdae en hulle wettiese rituele en die goeders ook nakom. En dis hoekom Paulus so ontsteld is, want hy sê vir hulle, in die eerste plek, is dit nie mense wat my geroep het. Dit is God wat my geroep het. En God het nie net sommer op 'n dag besluit, Paulus, jy moet nou die evangelie aan die heidene gaan verkondig nie. Nee, vers 15, ons teksvers sê, van my geboorte af, van my moederskoot af, het die Here my geroep om die evangelie te gaan verkondig. Hy sê God het hom afgesonder, God het hom uitgekies om die evangelie te gaan verkondig. So sy roeping kom van God self, nie van mense nie, net van God. En so het God dit op 'n dag, het God hom geroep, deur hom van binne na buite te verander, om hierdie evangelie aan die heidene te gaan verkondig. En wat is die evangelie? Die evangelie is dat Jesus Christus homself gegee het. Jesus Christus het homself aan die kruis laat hang, om ons te verlos van die bose wêreld waarin ons leef. Dis die ware evangelie. God het hom van binne na buite verander om hierdie evangelie te gaan verkondig. Wanneer hy praat van God het my geroep om sy seun in my te openbaar, dan bedoel hy die dag toe hy tot bekering gekom het, het God hom van binne na buite verander. En hierdie was 'n radikale verandering, want hierdie evangelie wat hy wou vernietig en die verkondiging wat hy wou stop, verkondig hy nou. Hierdie beweging, die Christendom, die kerk, wat hy wou vernietig, bevorder hy nou. Kan jy sien wat 'n radikale verandering God in sy lewe gedoen het? Kan jy onthou die dag toe God jou ook van binne na buite verander het? Dalk is jy nou ook al bietjie besig om 'n generiese godsdiens vir jouself te skep en het jy ook dalk bietjie lou geraak. En wil die Here ook vandag met jou praat en vir jou dieselfde vraag vra as wat Paulus vir die gemeente of die kerke daar in Turkye gevra het. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het van hom wat deur die genade van Christus julle geroep het. Jy sien, want die generiese godsdienste is vandag nog in die omloop, en juis in die moeilike tyd waarin ons leef, die uitdagende tyd waarin ons leef, is dit so maklik om te val vir een van die godsdienste. Godsdienste wat sê, maar jy moet Jesus Christus aanvaar as verlosser en saligmaker, ja, maar dan moet jy jou laat groot doop, anders kan jy nie hemel toe gaan nie. Godsdienste wat sê, maar dis reg, jy moet Jesus Christus aanvaar as verlosser en saligmaker, maar dan moet jy in tale praat
anders het jy nie die Heilige Gees in jou nie. So is daar baie godsdienste wat allerhande ander vereistes stel as die ware evangelie. En die ware evangelie, soos wat die woord ons leer, is dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het en volkome betaal het vir al ons sondes. Ek hoef nie iets anders te doen nie. Glo jy dat Jesus Christus se kruisdood voldoende was om vir jou sondes te betaal? Is jy op die stadium in jou lewe dat jy kan sê, maar as ek vandag doodgaan, gaan ek hemel. Want Jesus Christus het vir my sondes volkome betaal op Golgotha, aan die kruis. Jy sien, die goeie nuus van die evangelie gaan nie oor wat ek gedoen het nie, maar oor wat God gedoen het om my te verlos van hierdie bose wêreld. En daarom gaan die eer aan God alleen. Paulus sê, dit het God groot plesier verskaf om hom uit te kies en op 'n dag om te roep en sy lewe van binne na buite te verander, sodat hy die evangelie aan die heidene te gaan verkondig. Kan jy onthou toe jy van binne na buite verander is? Paulus sê, daardie gebeurtenis het so invloed gehad in die wêreld, toe die gemeente daar in Judea, wat altyd vir hom bang was, daarvan hoor, toe het hulle God verheerlik. Dit was die invloed wat Paulus se bekering gehad het op die wêreld. Die invloed wat Paulus se nuwe lewe in Christus Jesus gehad het in die wêreld. Vandag wil ek vir jou sê, weet jy, bevoorreg is jy. Ek sit en dink in die week, ek is so bevoorreg dat God my geroep het om as predikant in hierdie tyd die evangelie te verkondig en mense te bedien met 'n boodskap van hoop. Maar hy het nie net vir my geroep nie. Nie net vir my gekies om dit te doen nie, maar ook vir jou. Ja, jy wat dalk 'n ingenieur is of 'n ambagsman of sommer net 'n gewone werker, dalk net 'n huisvrou, dalk 'n ma of 'n pa. Jy is so bevoorreg. Want God het jou gekies. Nie mense nie, maar God het jou gekies. En hy het op 'n dag jou lewe van binne na buite verander. Om met die evangelie te gaan uitleef aan die wêreld daar buite. En ons groot verantwoordelikheid is om die ware evangelie uit te leef en te gaan verkondig. Daar word die verhaal vertel van 'n Vietnamese student wat besluit het om die Here te volg, en as gevolg van hierdie besluit kon hy nie 'n dosentepos by die universiteit kry nie. Hy was 'n briljante student en hy kon ander werke ook nie kry nie. Hy is afgekeur as gevolg van sy geloof en hy was so kwaad vir God en so kwaad vir sy pa wat hom met die Christelike opvoeding gegee het, en eendag vra vir sy pa, maar pa, kan jy my nie net help nie? En sy pa sê vir hom, maar jy leef vir God. En ek wil vandag vir jou sê, in daardie omstandighede waarin jy is hulle dalk hoe haglik, hoe verlore. God het jou gekies en geroep om juis nou in hierdie omstandighede te leef. En
die invloed van jou geloof te laat bekend word aan die wêreld daar buite. Daarom vra dit van jou om nie generies te lewe nie, maar eg, want die wêreld sal sien as jy generies lewe. Moenie generies leef, leef vir God. Geliefdes, die ware evangelie het ons ontvang, dat Jesus Christus vir ons gesterf het aan die kruis, en dat hy volkome betaal het vir al ons sondes. Ons het niks anders nodig om gered te word. God het jou gekies en jou geroep om dit aan die wêreld te vertel. Leef God. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir u genade en u liefde. Dankie dat ek vandag kan weet, dat u my geroep het om u kind te wees. Dankie dat u my gekies het. Dankie dat u my lewe van binne na buite verander het. En Vader, ek bid dat u my sal bewaar van die beoefening van 'n generiese godsdienst, maar dat ek sommer aan die brand vir die Here sal wees. En help my om u lig te laat uitstraal in 'n donker wêreld van vandag. Vader, maak my geduldig in die moeilike tye en laat ek aan u al die lof en die eer gee. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly. Amen. Aan die Vader verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke deur kinders gebied. Toch sien u ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat u vir ons het. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem.